Goeiedag graad 12, ek gaan vir julle besigheidstudie aanbied en vandag gaan ons verder met professionalisme en etiek. Professionalisme en etiek vorm deel, soos ek gesê het in les 1 van besigheidsrolle. Dit vorm deel van vraagstel 2 en dit is vraag 3, 4 en 6. Dan die 4 besigheidsonderwerpe is natuurlik borg, besigheidsomgewings, besigheidsgeleenthede, besigheidsrolle en besigheidsbedrywighede en professionalisme en etiek vorm deel van besigheidsrolle. As ons kyk na 'n oorsig van vandag se les, ons gaan kyk na die tipes onprofessionele sakepraktyke, ons gaan kyk na die uitdagings wat dit vir die besighede inhou, ons gaan kyk na maniere hoe besighede hierdie onetiese sakepraktyke moet hanteer. Maar kom ons kyk gou vinnig na hersiening van les 1. In les 1 het ons gedoen onetiese gedrag. Hier het ons gekyk na onbillike advertensies en ons voorbeelde daar was om goedere bedrieglike name te gee, verkoop van tweedehandse goedere as nuwe goedere, om die vermoë van 'n produk te oordryf en sovoorts. Ons het gekyk na die uitdagings wat dit vir besigheid inhou. Ons volgende onetiese sakepraktyk was pryse van goedere in landelike gebiede en ons het hier gekyk hoe pryse opgeblaas word in landelike gebiede waar hulle meer vra vir goedere van minderwaardige gehalte. Dan die laaste onetiese sakepraktyk wat ons daar gedoen het was belastingontduiking en hier het ons gekyk na besighede wat nie al hulle inkomste aan syde bekend maak nie en hoe hulle inkomste vervals omdat dit natuurlik belastinge invloed het op die wins van die besigheid. Vandag se les gaan ons verder kyk en dit handel oor onprofessionele sakepraktyke. Die eerste een waarna ons gaan kyk is seksuele teistering. Seksuele teistering is wanneer 'n bestuurder 'n werknemer beloof 'n verhoging in ruil vir 'n bevordering, vra hy dan seksuele gunste. Dit is natuurlik skending van basiese menseregte wanneer iemand in bewind van 'n besigheid sy magsposisie misbruik. En seksuele teistering kom voor in byvoorbeeld opmerkings wat gemaak word, gebare, SMS'e wat gestuur word en dit maak natuurlik van die werknemer 'n slagoffer. En hierdie slagoffer, omdat hy ondergeskikte is hierdie slagoffer huiwerig om hierdie voorval te rapporteer uit 'n vrees vir victimisering, dalk sal hy sy werk verloor. En seksuele teistering veroorsaak regtewaar ongemak en vernedering vir die werknemer, omdat dit natuurlik die werknemer se basiese menseregte skend. Nou gaan ons kyk watter aanbevelings is daar vir seksuele teistering in die werksplek. Die besigheid moet duidelike dissiplinêre prosedures implementeer. Die bestuurder moet sy werknemers regtig onderrig oor seksuele teisteringsake natuurlik en die gevolge daarvan. Daar moet 'n beleid wees rakende seksuele teistering. Daar moet 'n werksomgewing geskep word waar werkers veilig voel en waar werkers se regte en se waardigheid respekteer word. Interne ondersoeke moet gedoen word wanneer die werker natuurlik kom kla en wanneer dit op 'n gevorderde stadium is, kan so 'n aanklag by die SAPD aangemeld word, wat natuurlik die polisiediens is. Ons volgende onprofessionele sakepraktyk is ongemagtigde gebruik van fondse en hulpbronne. Ongemagtig beteken natuurlik om sonder toestemming te gebruik. Hierdie vorm van bedrog is die misbruik van geld, sonder voorafkering natuurlik van die senior bestuurder en bedrog, groot bedrag geld, het natuurlik 'n impak op die besigheid se wins, want dit verhoog die kostes van die besigheid. En ook ongemagtigde gebruik van maatskappybates vir private gebruik, waar jy byvoorbeeld die maatskappy 'n motor gebruik om jou kinders skool toe te vervoer, dan sê ons is ongemagtigde gebruik van hulpbronne.
Watter aanbevelings is daar vir die besigheid? Watter strategieë moet die besigheid in plek hê? Die besigheid moet gereelde audits uitvoer oor sy finansiële sake. Die besigheid moet die aantal werkers beperk wat toegang het tot die besigheid se fondse. Natuurlik moet hy ook voorkomingsstrategieë in plek stel en onderrig daar die werkers oor bedrog en bedrogsaak en belangrik om vir hulle te onderrig oor wat is die gevolge indien dit sou gebeur. So daar moet 'n duidelike beleid wees. Met ander woorde, daar moet matrikulante, daar moet 'n stel reëls wees sodat werkers kan weet en kan bewus wees wat word beskou as bedrog in die besigheid. Ons volgende onprofessionele sakepraktyk is natuurlik die misbruik van werkstyd. Die verduideliking is, werkers misbruik hulle werkstyd deur laat te kom of vroeër te verlaat van die werk of dalk middagete langer te neem. Sy middagete is 2 uur verval dit, dan kom hy lekker 20:02 aangestap. Werknemers gebruik hulle werksure vir persoonlike gewin. Hy gaan in sy werkstyd en doen vir homself byvoorbeeld inkopies in 'n mall gedurende sy werkstyd. Misbruik van werkstyd verminder natuurlik produktiwiteit en dit lei na verliese vir die besigheid. En besighede kan kliënte verloor en werknemers kom nie hulle sperdatums na nie omdat hulle werkstyd misbruik. Watter aanbevelings of watter strategieë is daar vir die besigheid rondom die misbruik van werknemers? Die werkgewer moet direk praat met die spesifieke werknemers wat hulle skuldig maak aan misbruik van werkstyd. Daar moet 'n gedragskode wees en duidelike reëls wees oor die misbruik van werkstyd. Baie belangrik by al hierdie onprofessionele sakepraktyke is dit belangrik, 'n strategie is dat die bestuurder of die werkgewer moet opleiding gee oor hierdie onetiese sakepraktyke. 'n Gedragskode moet deur alle werknemers onderteken word, sodat almal daarvan bewus kan wees. So almal wanneer die reëls opgestel word oor die misbruik van werkstyd, dan moet elke werker hierdie reëls onderteken, sodat hy natuurlik bewus daarvan kan wees. Belangrik, moniteer werkers om te verseker dat take uitgevoer word. So die bestuurder moet toesien en beheer neem dat die werkers hulle sake doen, dat hulle nie hulle werkstyd misbruik nie. Kom ons kyk na eksamenvrae. Ons eerste scenario graad 12 is Trendy Kosmetiese Vervaardigers. Shadai is die bestuurder van Trendy Kosmetiese Vervaardigers. Sy wil 'n intieme verhouding met Drew hê in ruil vir bevordering. Shadai gebruik ook die besigheid se petrolkaart vir persoonlike ritte. Shadai se senior bestuurder het opgemerk dat sy gereeld op Vrydag afwesig is. Gebruik die onderstaande tabel om die volgende vrae te beantwoord. Weereens, hierdie onderstaande tabel moet jy oortrek op jou antwoordboek. Binne in hierdie tabel nommer jy dan jou vraagnommers. 4.2.1 sê, haal aan 3 onetiese praktyke uit die scenario. So jy moet direk aanhaal en dit in hierdie kolom is. So hierdie kolom sê vir ons, haal aan. Haal aan beteken, haal direk aan uit hierdie scenario uit. 4.2.2 sê, identifiseer dan die tipe onetiese sakepraktyk soos jy in 4.2.1 genoem het. En dan 4.2.3 is die aanbeveling of die strategie wat gedoen kan word. Nou sê hulle, beveel een strategie aan hoe TGB die onetiese sakepraktyk in 4.2.2 kan hanteer. So vir elkeen moet jy een strategie voorstel. Kom ons kyk hoe lyk die antwoord.
haal aan, dis die onetiese sakepraktyk. Sy wil 'n intieme verhouding hê met Drew, so dit is natuurlik seksuele teistering. En 'n strategie daarvoor is, jy moet jou werkers onderrig oor seksuele teistering. Die tweede aanhaling wat jy direk uit die scenario uitgehaal het is, Chaudet gebruik die besigheid se petrolkaart vir persoonlike doeleindes en dit is ongemagtigde gebruik van fondse en die aanbeveling is daar beperk die werkers wat toegang het tot hierdie hulpbronne. Gereeld afwesig op 'n Vrydag is misbruik van werkstyd en jou aanbeveling is daar, praat direk met die werkers. Onthou weer eens, laat jou lei deur die punte. Die eerste tabel is 3, 1, 2, 3, 'n punt elk. Wanneer jy moet gaan identifiseer, is dit 6 punte. So jy gaan nou 2 punte vir elke onprofessionele sakepraktyk kry en dan 4.2.3 by die aanbeveling gaan jy ook 2 punte per aanbeveling kry, so skryf volledige sinne graad 12. Ons volgende scenario. Popo, algemene handelaar. Sommige werkers van Fofo, algemene handelaars, gebruik hul selfone om private oproepe tydens kantoorure te maak. Cathy, 'n bestuurder, het bevordering van Aiden beloof indien hy instem om in 'n verhouding met haar betrokke te raak. Identifiseer die 2 soorte onetiese sakepraktyke. Kan julle dit al identifiseer, graad 12? Dit is reg. Privaat oproepe tydens kantoorure is natuurlik misbruik van werkstyd. Cathy het bevordering beloof indien hy instem om 'n verhouding met haar te hê. Natuurlik is daardie onetiese sakepraktyk seksuele teistering. Kom ons kyk wat sê 6.6.2. Stel praktiese maniere voor vir een van die onetiese sakepraktyke. Daar was 2 genoem, so jy moet net een, so jy kan kies. Gaan jy strategieë gee? Kom ons kyk gou weer na die punte, totaal is 6, so jy moet 3 sinne omtrent as. Stel praktiese maniere voor om een van die onetiese sakepraktyke aan te spreek. So jy moet 3 sinne by net 1. Kom ons kyk na seksuele teistering. Watter strategieë is daar vir seksuele teistering? Kan julle daaraan dink, graad 12? Dis reg, jy het gesê, by al hierdie praktyke, 'n aanbeveling of 'n strategie is, gee jou werkers opleiding rakende seksuele teistering. Implementeer dissiplinêre prosedures. En natuurlik, 'n belangrike een, ons skep 'n gesonde verhouding of 'n gesonde werksomgewing binne jou besigheid, sodat werkers veilig kan voel. 'n Werksplek waar werkers se menseregte beskerm word. Ons volgende vraag is: identifiseer die tipes onetiese besigheidspraktyke in elk van die volgende stelling vir 6 punte. So nou moet jy mooi dink, want elke onetiese praktyk gaan nou 2 punte tel. So as ons kyk na die eerste een, Mary het aan Pieter 'n bevorderingspos beloof. As hy sou instem om 'n verhouding met haar, ja, ons almal ken hom nou al, nê? Seksuele teistering. Die tweede een, die werknemers van volvervaardigers spandeer te veel tyd op Facebook gedurende werksure. Daai woordjie sê vir jou gedurende werksure. Natuurlik, graad 12, is dit misbruik van werkstyd. Dan Daniel skep 'n ekstra inkomste vir homself deur die maatskappy se motor te gebruik. Dit is ongemagtigde gebruik van hulpbronne. Graad 12, kom ons kyk. Hoe lyk 'n afdeling C vraag? Ons weet dat ons afdeling C vrae is so kolpunt vrae. Daar word 4 kolpunte gevra. Elke kolpunt het 'n werkwoord
En dit is daardie werkwoord graad 12 wat jy dan moet beantwoord. Ons vraag waarna ons gaan kyk is, die uitdagings wat binne die besigheidsomgewing bestaan, toets dikwels die etiese waardes beginsels van organisasie en besigheidsmense. Die wyse waarop besigheid sake doen moet professioneel, verantwoordelik en eties wees. Besighede moet die King-kode beginsels vir koöperatiewe bestuur toepas. Hierdie is jou scenario. Die kolpunte, dit is belangrik graad 12 dat jy jou werkwoorde moet beantwoord. So ek sê altyd, onderskei wat? Professionele en etiese gedrag. Dit is jou eerste opskrif. Die tweede een, verduidelik wat? Hoe besighede die King-kode beginsels van deursigtigheid moet toepas. Die derde een is, jou werkwoord is stel voor wat? Maniere, dit is jou opskrif wat jy gaan skryf. Maniere waarop besighede professionele, verantwoordelike, etiese en effektiewe besigheidspraktyke uit moet voer. En dan jou laaste kolpunt se werkwoord is beveel aan. Beveel aan wat? Maniere waarop besighede misbruik van werkstyd en prysbepaling in landelike gebiede kan aanspreek. So die laaste twee is ons onetiese praktyke en jy moet nie 'n verduideliking gee nie, maar jy moet maniere voorstel hoe hierdie praktyke aangespreek kan word. Altyd fyn lees. Kom ons kyk, hoe moet jy dit beantwoord? As ons kyk, die punte uiteensetting is as volg. Jou inleiding is 2 volledige sinne, soos 2 punte. Jou inhoud wat feite is 32 punte en jou gevolgtrekking is 1 volledige sin wat 2 punte is. En dan kry jy punte vir insig en natuurlik jou oorspronklikheid wat 2 punte is en dan is dit 'n totaal van 40 punte. So kom ek gee gou vir julle hierdie eksamentips. Let wel, geen punte sal toegeken word vir die inhoud wat herhaal word uit die inleiding en gevolgtrekking nie. So, feite wat jy in die inleiding noem, moet jy nie weer in jou gevolgtrekking of in die inhoud noem nie. Ek sê altyd, waar kry jy die inhoud van 'n inleiding? Waar kry jy die inhoud van 'n gevolgtrekking? Dit is feite wat jy nie in jou opstel genoem het nie. Daardie feite gee jy in jou inleiding en in jou slot. Die kandidaate kan punte verbeur indien die woorde inleiding en gevolgtrekking nie voorkom nie. As jy net geskryf het vraag 5 en jy begin, jy mag nie so begin nie. 'n Afdeling C vraag, skryf jy jou vraagnommer bo aan, onmiddellik jou volgende woord is inleiding, onderstreep hom. En dan skryf jy jou 2 sinne, jy begin met jou inhoud en jy skryf die woordjie gevolgtrekking daar, jy onderstreep hom en jy skryf jou sin. So, jy sal punte verloor daar, as jy nie die woorde inleiding skryf en die woord gevolgtrekking skryf nie. Geen punte sal toegeken word vir struktuur as die opskrifte inleiding gevolgtrekking nie 'n verduideliking het nie. Wat hulle hierby bedoel is, jy skryf inleiding, maar daar's geen verduideliking nie. Jy skryf slot, maar daar's geen verduideliking nie. Jy moet ten minste 2 sinne onder die inleiding skryf en 1 sin onder die slot skryf om punte te kry vir jou struktuur. So wanneer die eksaminator of die nasiener toekenning gee vir punte, gaan hy onderaan jou opstelvraag, gaan hy hierdie blokkie trek. Dan gaan hy skryf vlaso. Dis feite 32, die layout, is daar 'n inleiding, is daar 'n slot, analise, 2 punte, vir al die kolpunte, al 4 kolpunte is beantwoord. Nog niks gelees nie, die kolpunte het inhoud. Sintese is natuurlik die inhoud onderkant die opskrifte en dan natuurlik kry ons graad 12 die oë wat jou voorbeelde is. Indien jy die vraag so verkeerd interpreteer of jy het dit verkeerd geïdentifiseer, jy moet byvoorbeeld 'n vraag doen oor etiek, maar jy skryf wetgewing se inligting onder etiek,
dan gaan jy nog steeds punte kry vir jou uitleg. Met ander woorde, dis belangrik dat jy skryf, inleiding, 2 sinne, jou opskrifte van jou kolpunte en natuurlik die woordjie slot. Dan sal jy, al het jy die verkeerde inhoud, sal jy nog steeds jou punte kry, 6 punte kry vir jou struktuur. Maak seker graad 12 dat jy elke werkwoord beantwoord. Met ander woorde, jy moet daai 4 opskrifte neerskryf en onderstreep. 'n Voorbeeld, onderskei, dit is jou werkwoord wat jy moet beantwoord. Jou opskrif is professionele en etiese gedrag. Jy onderstreep hom, professionele en etiese gedrag en nou onderskei jy waar jy jou tabel trek. So maak seker dat jy elke werkwoord beantwoord van jou kolpunte en dat jy elke opskrif neerskryf. 2 punte word toegeken vir volledige sinne. 1 punt net vir 'n sinsdeel. 'n Voorbeeld is hier. Net 'n sinsdeel is, jy moet hierdie vraag beantwoord, nou skryf jy werkers gelyk behandel. 1 punt. Maar as jy 'n volledige sin skryf, dan sê jy die besigheid moet alle werkers, jou eerste punt, gelyk behandel ongeag hulle ras, geslag of gestremdheid. So graad 12, dit is belangrik dat jy altyd volledige sinne moet skryf. Punte vir oorspronklikheid, inflaso, die laaste O, oorspronklikheid, word gegee wanneer jy 2 voorbeelde noem. So jy moet in jou opstel 2 keer skryf, byvoorbeeld, byvoorbeeld. 'n Voorbeeld is, besighede moet alle werkers gelyk behandel, ongeag hul ras, geslag of gestremdheid, byvoorbeeld. Maak alle vakante poste aan jong vrouens bekend. So jy het geskryf, besighede moet alle werkers gelyk behandel, ongeag hul ras of ouderdom, en nou is jou voorbeeld daar, geslag, maak alle vakante poste aan jong vrouens bekend, dit is jou voorbeeld. So as ons nou 'n opsomming moet maak van wat ons nou alles gesê het, dan sal ons sê die inleiding begin met die woord inleiding, dan skryf jy jou openingsverklaring wat bestaan uit 2 betekenisvolle sinne en belangrik is hierdie 4de kolpunt wat ek hier het. Moenie die woorde wat in die scenario is as jy inleiding gebruik nie. Somtyds gebruik matriekleerders, hulle die scenario word bo aan die opstel gegee op die vraestel, nou skryf hy daai scenario direk oor, waak daarteen. Jou inleiding kry jy by inhoud wat nie in die opstel genoem is nie. Jou liggaam breek jy op in logiese dele en jou liggaam is natuurlik jou kolpunte wat jy beantwoord. Waak daarteen om feite te herhaal of feite net anders te stel. En antwoorde moet in kolpunte en volledig gevra word. Die maksimum natuurlik daar is 32 punte. Wanneer jy 30 punte het in jou langvraag, dan kan ons verder by die inleiding gaan kyk vir punte en by die slot. Dis hoekom dit belangrik is dat jy 'n volledige 2 sinne moet skryf wat van toepassing is op die vraag. 'n Afsluiting is dan waar jy begin met die gevolgtrekking en jy gee ten minste 1 volledige sin wat handel oor die opstel. So as ons kyk na ons opstel, dan het ons geleer, ons moenie in ons inleiding die scenario herhaal nie. Dis verkeerd. Jou inleiding sal wees, enige sin wat nie hier gebruik word in die opstel nie. Kom ons kyk, hoe kan 'n inleiding lyk? Dit is miskien wat die definisie is van etiese en professionele gedrag. Etiese gedrag en sakepraktyke word van elke werknemer verwag. Etiese en professionele gedrag beteken dat hoogste regsmorele standaarde gehandhaaf word. So, jy het die definisie gebruik van etiese en professionele gedrag as jou inleiding, omdat hulle nie hier 'n definisie gevra het nie. So, jou eerste kolpunt is
onderskei tussen professionele en etiese gedrag, die King-kode beginstels, stel maniere voor, beveel maniere aan en dan natuurlik het jy jou slot. Baie sterkte met julle voorbereidende eksamen September, as ook julle finale eksamen. Onthou graad 12 in hierdie moeilike tye. Dit is moeilik, maar jy moet onthou, as 'n mens deursettingsvermoë het en jy werk hard, dan sal jy sukses behaal. Sit alles in. Totsiens.